Hallo almal, baie welkom by ons digidiens. Ons is hier in Advent. Dis November maand, begin Desember maand en Kersfees is om die draai. Christusfees is om die draai. Die jaar is op sy rug en almal sien uit na son, see, swembaddens en saamkuiers. Dis nou tyd van Advent. En Advent is 'n tyd van wag. 'n Tyd van stadiger, 'n tyd van dieper. En dis graag wat ons hier wil doen. Oor die volgende paar weke wil ons saam stadiger en dieper gaan, terwyl ons wag op Christus. Ons wil hier in Wellington, op die digidiens, elders, wêreldwyd, wil ons hierdie tyd van Advent, hierdie jaar, die fees van die wysheid noem. Nie net 'n fees van liggies en kos en baie kuier nie, waar kartonklappers gaan klap nie, maar 'n fees van wysheid, waar ons stadiger en dieper saam gaan wag op Christus se koms. Christus, wat die een is, wat wysheid kom personifiseer het. Die een wat wysheid kom lewe het. Nou ek dra 'n bril vandag, dra jy 'n bril? Waarvoor gebruik jy 'n bril? As ek my bril afhaal, sukkel ek om ver te sien. So, ons het baie keer 'n bril nodig om die wêreld reg te sien. En Christus is so 'n bril waardeur ons na die lewe kan kyk. Vandag, met die begin van Advent, met die begin van die fees van die wysheid, wil ons graag begin in Spreuke 8 en Johannes 1, wat iets vertel van die ontstaan van die wysheid. So kom ons lees saam vanuit Spreuke 8, vers 22 tot 31. Die Here het my geskep. Hy het my begin. Ek is die eerste wat hy gemaak het, lank gelede. So dis wysheid wat hy praat, dis vroue wysheid wat hy praat. En terwyl ons lees, sal julle ook agterkom, dit klink soos 'n skepingsverhaal waarmee ons besig is. Ek is lankal daar, van die begin af, voor die aarde daar was. Ek het gekom toe die groot waters nog nie daar was nie, toe daar nog nie fonteine vol water was nie. Voor die berge hulle plek gekry het, voor die rande het ek al gekom, voor die Here die aarde met sy vlaktes gemaak het, voor hy selfs die eerste grond gemaak het. Ek was daar toe hy die hemelgewelf opgerig het, toe hy die horison oor die see afgemerk het, toe hy die wolke daarbo gesit het, die fonteine onder die diep water laat uitborrel het. Ek was daar toe hy vir die see sy grens vasgestel het, die waters aan sy wil onderwerp het, toe hy die fondamente van die aarde afgesteek het. Ek het my kennis by hom gekry. Ek was elke dag sy vreugde. Die hele tyd het ek dit by hom geniet. En ek het my verlustig in die wêreld wat hy gemaak het. Die mense was vir my 'n vreugde. Daarmee saam moet ons vashou aan Johannes 1, vers 1 tot 5, wat iets sê van die woord wat aan die begin daar was, en alles uit die woord uitgeskep is, en die woord self God is, en dat God daar die lig is, wat tot vandag in en deur ons skyn. En dis die woord van God vir ons vandag. Spreuke 8, Johannes 1. In die Bybel vertel God vir ons van iets wat hy wysheid noem. Soos ons nou gelees het in Spreuke 8, en soos julle ook kan lees in Johannes 1. En ek wil hê, ons moet vandag besef, dat wysheid is soos die bril wat God vir ons gee om na die wêreld te kyk. En sonder die bril sal ons vaag sien, sal ons dof deur die wêreld gaan, en sal ons nie dinge sien soos wat die Here dit bedoel het nie. En ons sal dit wat hy vir ons gee, ook moontlik verkeerd gebruik. Met die bril wat hy vir ons gee, sal ons duidelik sien wat hy vir ons bedoel. En die verrassing van die Bybel is dat daardie bril, hierdie bril, die wysheid waarvan ons gaan praat vandag, nie net 'n abstrakte idee is, wat in ons koppe bly nie, maar dat dit 'n persoon is. En hierdie persoon se naam is Jesus Christus. So, dit bring my by 3 vrae vandag, wat lekker sal wees om saam oor te gesels. Die eerste is,
wat is wysheid? Die tweede is, hoe lyk wysheid prakties? Hoe gebruik ons dit as ons nou weet wat dit is? En hoe maak wysheid ons harte en ons oë oop? Daardie 3 vrae kan ons vandag saamgesels. So wat is wysheid? Mens dink wysheid is eenvoudig. Dis 'n 1 + 1 is 'n 2. Maar wysheid is nie elke dag presies dieselfde nie. Maar 'n makliker manier om wysheid te verstaan is, wysheid is as jy weet wat om te maak met wat jy weet. Of 'n ander manier om ook daaroor te dink, is dat wysheid is om die regte dinge te doen op die regte tyd. So, wysheid is as jy weet wat om te maak met wat jy weet, of om die regte dinge te doen op die regte tyd. Jy kan ook baie dinge weet. Jy kan ook baie slim wees. Ons is nou amper klaar met eksamentyd hier by die skole. Jy kan ook alles geleer het en gedink het jy het goed geskryf. Maar wat beteken al daai kennis in jou kop as jy nie weet hoe om dit te gebruik nie? As jy nie weet wat die regte ding is om te doen op die regte tyd nie? Wysheid kom wys vir ons wat om te doen op die regte tyd. In Spreuke 8 sien ons hoe God alles saam met wysheid maak. Hy weet presies wat om te doen met wat hy weet. In Johannes 1 sien ons dat hierdie wysheid nie net 'n iets is nie, maar dat dit iemand is. Jesus, die woord, deur wie alles gemaak is. So, as jy wonder wat is wysheid, gaan kyk na Jesus. As jy wonder wat om te maak met wat jy weet, gaan kyk hoe Jesus opgetree het. As jy wonder wat die regte ding is om te doen, gaan kyk na Jesus. Hy is die groot wysheid, waarby alles begin het, en waarby al ons besluite moet begin. So wat is wysheid? Om te weet wat om te maak met wat jy weet, of om die regte ding te doen op die regte tyd. So hoe tree ons op? Hoe lewe ons prakties met hierdie gedagte van wysheid binne in ons? Wat ons by die tweede vraag bring, hoe lyk dit om wysheid prakties te gebruik? Ek het 3 dinge vir ons saamgebring om dit te illustreer. Eerstens is 'n hamer. Nou 'n hamer kan mens op verskillende maniere gebruik, maar 'n hamer is gemaak om te kap. 'n Hamer moet kap, of 'n hamer moet spykers uittrek. Dit is waarvoor 'n hamer gemaak is, om te bou. Dit sal 'n wyse manier wees om 'n hamer te gebruik, as jy dinge wil bou. 'n Dwaase manier om 'n hamer te gebruik, is as jy ander mense wil seermaak met 'n hamer. Hulle wil slaan. En dit is nie waarvoor 'n hamer gemaak is nie. So God gee vir ons almal hamers om aan vas te hou. Hy gee vir ons krag, hy gee vir ons vaardighede en hy gee vir ons invloed. Die vraag is, hoe gaan jy dit gebruik? Hoe gaan jy daai hamers in jou lewe gebruik? Jou krag, jou vaardighede, jou invloed. Om dit wys te gebruik, is om te bou of te beskerm. As jy dit dwaas gaan gebruik, is wanneer jy gaan breek, en jou krag gaan gebruik om te oordonder, en om seer te maak. Jesus, die wyse een, God wat mens geword het sy krag gebruik, om te genees en gesond te maak, om ander te dien. Nog 'n ding wat ek vir ons saamgebring het, is 'n liniaal. As jy eksamen skryf, ken jy hierdie ouetjie goed. 'n Liniaal is gemaak om mooi reguit lyne te trek, om dinge te meet in sentimeters of millimeters. Dit is waarvoor dit gemaak is. En as jy dit gebruik om reguit lyne te trek en om te meet, dan gebruik jy 'n liniaal op 'n wyse manier. Maar as jy 'n liniaal gebruik weer eens om seer te maak, of om pak te gee, of om te slaan, kattekwaad aan te vang, dan gebruik jy liniaal op 'n dwaase manier. In die Bybel is die wet van God, die 10 gebooie, die 2 gebooie,
hê God lief, hê jou naaste lief, baie soos 'n liniaal. Dit wys vir ons wat regheid is. Maar as ons die wet gebruik om ander te slaan en om hulle uit te hou, gebruik ons dit op 'n dwaase manier. Jesus wys vir ons dat God se reëls daar is om mense te beskerm en in te nooi, eerder as om hulle uit te hou en weg te hou. En 'n laaste voorbeeld wat ek gebring het, is die klitser. Nou, 'n wyse manier om 'n klitser te gebruik, is om daai beslag te meng vir 'n lekker sjokoladekoek of 'n goeie pannekoek, om iets te maak om te eet. 'n Wyse manier sal wees om 'n klitser te gebruik, om dan nou die pannekoek of die koek te maak, om te eet en te geniet en ook uit te deel aan ander. Maar 'n dwaase manier om dit te gebruik is om iets te maak en dit alles net vir jouself te hou. Dit sal nie wys wees nie. Om nooit te deel dit wat jy maak nie. Jesus voed mense, maar hy sê ook, ons lewe nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Wysheid gebruik kos en geskenke om liefde te wys en om te deel. Nie net om onsself in oormaat vol te prop en te bederf nie. So, wat is wysheid? Wysheid is om te weet wat om te doen met wat jy weet. Of om die regte dinge te doen op die regte tyd. Hoe gebruik mens wysheid? Om te bou, om te beskerm, om te herstel, om te genees, om uit te deel, om liefde te wys. Of dit nou is met 'n hamer, 'n liniaal, 'n klitser, jou gebedslewe, jou motor by die huis, die ligte wat jy aanskakel, die messe wat jy gebruik. Mag wysheid jou vul om dit wat die Here jou gee, jou krag, jou talente, jou gawes, jou geleenthede, op wyse maniere te gebruik. En dan wat ons by ons laaste vraag bring, hoe gebruik ons dan 'n wysheid? Om oop te maak. Om ons oë, ons ore, ons harte, ons hande oop te maak vir die wêreld. Dwaasheid vernou jou wêreld. Dwaasheid maak toe. Dwaasheid sê, dit is hoe dit is en klaar. Daar is nie ruimte vir gesprek. Wysheid maak oop en nooi in. Dwaasheid maak jou oë klein en jou hart toe. Jy sien net jouself en ander mense wat soos jy is. Wysheid maak jou oë groot en oop, maak jou hart oop en sag. Jy begin verder sien. Jy sien ander mense raak, selfs die wat anders as jy is. En as ons maar na Jesus kyk, die wysheid, dan sien ons dat Jesus met die Samaritaanse vrou gepraat het, terwyl ander haar vermy het. Dan sien ons dat Jesus gaan eet het saam met die tollenaar, wat ander as sondaars beskou het. Dan sien ons dat Jesus voete gewas het van sy disippels, om vir hulle te wys dat dit die beste is om te dien. Dan sien ons ook dat hy uiteindelik sy lewe aan die kruis gegee het vir ons elkeen. Want liefde is belangriker as selfbehoud. Dit is hoe God se wysheid lyk wanneer dit mens word. Ons is ook mens, geskape in God se beeld. Ons kan ook sy wysheid vergestaal. Ons word geroep om dit te doen, om wys met die lewe om te gaan wat hy aan ons gee. Met oop oë, oop ore, oop harte, oop hande vir die wêreld. Dis waarvoor ons geroep word, om op 'n wyse manier te lewe. As jy wysheid het, kyk jy wie staan alleen en sê, kom speel saam. God se wysheid maak harte en hande oop. By God se wysheid begin ons mense raak sien. Mense by wie ons vroeër verbygekyk het. Mense in ander groepe
mense in ander agtergronde, met ander stories, wat nie altyd so ooreenstem met ons stories nie. Spreuke 8 sê vir ons, dat wysheid het haar verheug in die mense wat God geskep het. Nie net in die een spesifieke soort mens nie, maar in die mense, die mensdom. Johannes 1 sê, Jesus is die lig vir almal. In Christus sien ons dat God se wysheid nie klein en eksklusief is nie, maar lig bring vir almal en die donker verdryf. Dit is wat wysheid doen, wanneer wysheid oopmaak. So kom ons onthou, wysheid is as jy weet wat om te doen met wat jy weet, of om die regte ding te doen op die regte tyd. 'n Wyse lewe is wanneer jy wys omgaan met dit wat aan jou gegee word, met jou vaardighede, jou krag en jou invloed, sodat jy dit sal gebruik om te bou en te beskerm, en nie te breek en uit te sluit nie. En dan laastens moet ons onthou dat wysheid ons oë, ore, harte en hande moet oopmaak vir 'n wêreld, om almal raak te sien en in te nooi om te lewe soos Jesus. So as jy weer wonder, hoe lyk wysheid? Oor die volgende paar weke wat ons saam gaan gesels oor die fees van die wysheid, onthou dat God gesê het, hier is my geliefde seun, Jesus Christus. Kom ons onthou om na Jesus te kyk, die een wat wysheid kom vergestalt het, die wyse een wat hier op hierdie selfde aarde as ons geloop het, en vir ons gewys het hoe om te lewe, hoe om met wysheid te lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, Here, dankie dat U die wysheid van God is. Dankie dat U van altyd af by die Vader was en dat alles deur U gemaak is. Here, sit U bril op ons oë en op ons harte. Leer ons om wys te wees met wat U vir ons gee, met ons woorde, ons tyd en ons geld, ons huise en ons kerk. Here, maak ons oë oop om U reg te sien, om onsself reg te sien en om ander reg te sien. Maak ons harte oop om mense in te nooi, te dien en lief te hê soos U. Here, ons bid dit alles in U naam, Jesus Christus. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees, nou en vir altyd. Totsiens, tot volgende keer.